Rigters, hoofstuk 16. Op 'n keer het Samson afgegaan na Gaza, waar hy 'n prostituut ontmoet het en by haar gaan slaap het. Aan die inwoners van Gaza is daar gesê, Samson is hier. Toe besluit hulle om vir Samson te omsingel en om stil by die stadspoort in te wag, terwyl hulle dink, môre vroeg, as die son opkom, sal ons hom doodmaak. Samson het egter teen middernag opgestaan, na die stadspoort gegaan, die poortdeure met slot en al uit die muur geruk en dit op sy skouers gedra tot bo op die hoogste punt van die berg daar by Hebron. Hy het later verlief geraak op 'n vrou met die naam van Delila, wat in die vallei van Sorek gewoon het. Die Filistynse leiers het na haar toe gegaan en vir haar gesê, as jy vir Samson kan oortuig om jou te vertel wat die geheim van sy groot krag is, en jy kan uitvind hoe ons hom kan gevange neem en sy krag onderdruk, en dan sal ons elkeen vir jou 1100 sikkel of ongeveer 12,5 kilogram silwer gee. En Delila het vir Samson gevra, jy is so sterk, waar kom al daardie krag vandaan, en hoe sal dit ooit moontlik wees om jou vas te bind? Sy antwoord was, wel, ek sal soos enige ander mens wees wanneer ek met 7 vars lyne wat nie uitgedroog is nie vasgebind word. Daarop stuur die Filistynse leiers dit vir haar en sy het Samson daarmee vasgebind. 'n Klompie manne het iewers in 'n kamer van haar huis gesit en wag. Delila sê toe vir Samson, Samson, pas op vir die Filistyne. Maar Samson het die 7 lyne soos garingdraad wat vlam gevat het gebreek, en steeds kon niemand uitvind hoe hy so sterk kan wees nie. En sy sê vir hom, jy lieg vir my en hou my vir die gek. Sê my nou hoe jy vasgemaak kan word. En Samson antwoord, ek sal net soos enige ander mens wees as ek vasgemaak word met splinternuwe toue waarmee daar nog nie gewerk is nie. Toe maak Delila hom vas met splinternuwe ongebruikte toue, terwyl die manne in een van haar kamers sit en wag. En sy sê, Samson, pas op vir die Filistyne. Die toue het gelyk soos garing toe hy dit van sy arms afruk. En sy sê vir hom, jy lieg nog heeltyd vir my en speel speletjies met my. Waarmee kan jy vasgemaak word? En hy antwoord, vleg my 7 vlegsels in die wol op jou weefram saam. Sy het dit gedoen en dit met 'n pen vasgedruk. Toe sê sy vir hom, Samson, pas op vir die Filistyne. Hy het wakker geword en alles uit sy hare gepluk. Daarop sê sy vir hom, jy sê dat jy my liefhet, maar daar is geen vertroue van jou kant af nie. Jy het nou al 3 keer vir my gelieg. Ek weet nog steeds nie wat die geheim agter jou groot krag is nie. Al die geneel van haar kant af het sy tol begin eis. Dit het hom tot raserny gedryf. Hy maak toe sy hart oop en kom met die hele sak patats na vore. Die hare op my kop is sedert my geboorte nog nooit geskeur nie. Van my eerste asemteug af is ek 'n Nasareër van God. Die dag wanneer my hare geskeur word, sal ek al my kragte verloor en wees soos gewone mense. Delila het besef dat hy die keer uit sy hart praat. Toe laat sy die Filistynse leiers roep met die boodskap, julle kan gerus hierdie keer kom, want hy het sy hart teenoor my uitgestort. Met al die beloofde silwer byderhand het die Filistynse leiers na haar toe gegaan. Samson is op haar skoot aan die slaap gemaak. Toe roep sy iemand nader om sy 7 vlegsels af te skeer. Stelselmatig het hy al swakker geword. Delila sê toe vir hom, Samson, pas op vir die Filistyne. Toe hy wakker skrik het hy gedink, net soos al die ander kere is hierdie niks. Ek sal my maklik loskry. Maar die Here het van hom af weggegaan en hy het dit nie agtergekom nie. Die Filistyne het hom vasgegryp en sy 2 oë uitgesteek. Daarna het hulle hom met kettinge van koper geboei en hom afgebring na Gaza, waar hy meel moes maal in die gevangenis. Sy afgeskeurde hare het stelselmatig weer begin groei op sy kop. Die Filistynse leiers het besluit om 'n samekoms te reël en 'n groot offer te bring aan hulle god Dagon. Hulle was baie vrolik en het gesê, Samson is deur ons God aan ons oorgegee.
Die volk het hulle God begin loof en prys toe hulle vir Simson sien en gesê, in ons hand is ons vyand, die man wat ons lande verwoes het, die man wat so baie van ons laat sterf het, deur ons God gegee. Die Filistyne was baie vrolik en besig om dronk te word. Toe sê hulle, bring Simson hiernatoe, sodat ons 'n bietjie vermaak kan hê. Simson is toe uit die gevangenis gebring om aan hulle vermaak te verskaf. Daar tussen die pilare het hulle hom stelling laat inneem. Toe sê Simson vir 'n jong dienaar wat hom aan die hand lei, laat my tog tussen die pilare staan, sodat ek daarteen kan leun en rus. Daardie dag was die tempel gepak met mans en vroue. Die Filistynse leiers was ook almal teenwoordig. Net op die dak alleen was daar omtrent 3000 manne en vroue. Hulle het almal kom kyk hoe Simson hulle vermaak. En Simson het uitgeroep na die Here, ag, Here, Here, sal U aan my dink en nog net een keer die krag gee? Ek wil my graag vir ten minste een van my 2 oë wreek op hierdie Filistyne. Daarmee vat hy die 2 pilare in die middel, waarop die tempel gerus het, stewig tussen sy linker en regterarms vas en begin druk. Toe sê hy, laat my toe om ook vandag saam met hierdie Filistyne te sterf. Met al sy krag het hy vorentoe gebeur. Toe stort die tempel in mekaar, bo op die Filistynse leiers en die hele volk wat saam met hulle daar binne was. Daardie dag met sy dood het hy baie meer mense laat sterf as gedurende sy hele leeftyd. Sy broers en die res van sy familie het hom kom haal en hom begrawe in Manoag, sy pa se graf. Dit is daar tussen Sora en Eshtaol geleë. Vir 20 jaar was Simson 'n rigter in Israel.